Maar so sê ek gisterand vir my vrou by die funksie, ek het te veel geraas in my kop en die tyd is min en ons moet praat en sy sê vir my, ontspan Callie, lovey, is nie eenvoudig. Begin net met 'n goeie grappie. Ek sê, jy verstaan nie, ek is te ernstig vir dit, nommer 1, nommer 2, dit vat tyd, dit maak ons stadiger. Sy sê, Callie, vertel 'n grappie. Maar so herinner sy my aan die ou wat in die Oos-Kaap vakansie hou met sy boot. Hy gaan elke dag op die see uit, hy praat met die beheerstasie op die uitgaan vir veiligheid en 1000 ander goed. Die vakansie is verby, hy pak op, hy ry terug huis toe en wanneer hy op pad is, breek sy voertuig. Hy's nou terug in die binneland. En daar is nie sy nie en hy wil vra vir hulp en hy weet nie waarheen om te gaan nie. En so eindig hy op die kragpak van die boot. Hy sit die boot se radio aan en nou sê hy, Mayday, Mayday, ek is in die moeilikheid, Callie is in die moeilikheid. Uiteindelik kom daar 'n stemmetjie terug wat sê, give me your location, give me your location. Hy gee sy location, hy sê ek is langs die teerpad ergens, daar stilte aan die ander kant en toe kom die stemmetjie deur en hy sê, Jesus meneer, jy het dan met 'n moersespoed aan wal gekom, om te wees waar jy nou is. En sy herinner my dat, jy weet, as ek nou 'n sinvolle gesprek vandag wil hê, dan moet ek na alle waarskynlikheid ook met 'n groot spoed aan wal kom. So hier kom dit. Jare gelede verlaat ek die weermag en ek eindig op in 'n besigheid wat kies om besighede te fasiliteer vir groei, rondom leierskap, bestuur en 1000 ander goed. En so begin ons met wat ek daai tyd van oortuig was, baie goeie opleiding. En die doel was om mense te kry om hulle gedrag te verander, sodat die goed wat hulle graag wil bereik inderdaad waar word. Dis soos om die saam tema te vat en om te laat werk op grondvlak dat dit betekenis kry. Presies dit. En ons is net aan die kant waar ons rondom leierskap, persoonlik span en professionele leierskap probeer om die beste te doen wat ons kan met alles wat ons het en dis waarmee ons besig is. Die harde realiteit is dat dit wat ons voor gehoop het, het nie gebeur nie. Met ander woorde, hierdie was 'n groot mynhuis, daar het nie noodwendig meer goud uitgekom, omdat ons die goeie werk gedoen het nie. Almal is tevrede, die kliënt is tevrede, ons is tevrede, die ou wie se projek dit was is tevrede, myself en een van die professors by RAI daai tyd het die modules geskryf, ek dink die beste in die land, maar dit gee nie vir ons wat ons wou gehad het nie. En ons hardloop in 'n muur, ek hardloop in 'n muur vas, ek. Lang storie kort, ander goed verander en uiteindelik kom ek in 'n fase van my lewe, glo dit as julle wil, amper 2 jaar, wat ek worstel met die vraag, maar wanneer sal mense dan verander? Wanneer sal dit word soos wat ons dit graag wil hê? Wanneer sal dit wees soos wat ons gister en vandag vir mekaar gesê het? En hoekom is dit nie altyd vir ons beskore nie? En oor tyd die ontdekking dat as ons mense wil verander of gedrag wil verander, dan moet jy die fundamentele denkraamwerke wat daar is, met ander woorde, jy kan baie woorde vir dit gebruik, the mental models, the mental frameworks, the belief system, die goed waarvan ek oortuig is, dis die goed wat moet skuif. En tot jy dit nie geskuif het nie, help dit nie, jy probeer al die ander goeie goedjies doen nie. Jy sal nooit kry wat jy wou gehad het, as jy dit nie doen nie. Dit was vir my 'n deurbraak. Die probleem was, ek het nie geweet hoe om dit te doen nie. Hoe fasiliteer ek verandering en mense se gedrag, as ek weet dat mense verander nie sommer nie. Ek herinner daai tyd was daar 'n konferensie by IBM, en hulle het die mediese wetenskap gevra om die aanbiedings te maak, soos wat hier nou ouens aanbiedings maak, soos ek vanoggend hier. En hulle het vir die slim professors gevra by die universiteite, wat oop hartoperasies doen, wanneer sal jou pasiënt sy gedrag verander? Verander pasiënte hulle gedrag, net omdat hy 'n naby dood ervaring gehad het. Net omdat jy met jou rug teen die muur is, gaan jy nou jou gedrag verander. En toe kom die eerste professor op die verhoog en hy sê, wel 10% van my pasiënte is al 2 jaar na 'n naby dood ervaring inderdaad nog hulle gedrag gehandhaaf wat ek vir hulle gesê het. So as jy by my in die spreekkamer sit en ek sê vir jou, jy moet jou pille drink, maar jy drink dit nie, of jy moet dan as jy nie jou pille drink, jy gaan dit skeefloop. Jy moet oefen, jy moet gesond eet, jy moet 1000 goed doen. Net 10% van mense sal dit doen, omdat ek dit gesê het. Die tweede professor dieselfde, die derde en dieselfde. Toe kom daar 'n ou met die naam van Dean Ornish,
En Dean Ornish kry 77% van sy pasiënte om hulle gedrag te verander 3 jaar na dieselfde tipe operasie. En as ek nou Ornish se hele filosofie in een enkele sin vir jou kan opsom. Ornish het gesê, the fear of death, 10%. As jy 'n aanslag het en 'n benadering rondom die vrees vir wat kan verkeerd gaan, die vrees van dood as jy wil, die negatiewe, het jy 'n 10% kans. But the joy of life is a more powerful motivator than the fear of death. That's what he believed. What he didn't know, neither I, neither you, is how do we create joy of life experiences? Wanneer word dit 'n vreugdevolle ervaring, sodat mense inderdaad die skuif kan maak, die groot kopskuif. Watter kopskuif? Dis ouens, as jy met skaarsheid groot geword het, maar ek wil graag hê jy moet oorvloed sien, dan sal jy dit nie sien, solank as wat skaarsheid jou oortuiging is, en dit is wat vasgelê is in jou denke en jou patroon nie. As jy groot geword het, met 'n reaktiewe denkraamwerk, maar ek wil graag hê jy moet nie positief nie, jy moet proaktief wees, ek wil hê jy moet jou inisiatief gebruik, ek wil hê jy moet besluite neem waar ek nie is nie, jy moet beter word as wat ek is, dis wat ek graag wil hê, sal jy dit nooit doen nie, omdat jou hele denkraamwerk is daar om jou te beskerm, om nie soontoe te gaan nie. Vandag weet ons dat 95% van mense se gedrag kom vanuit die onderbewuste, met ander woorde dit wat reeds vasgelê is, nie die bewuste nie, nie my gepraat vanoggend hier nie. En tot jy nie daai skuif self kan maak nie, en dit met jou gebeur nie, sal dit nie gebeur nie. Dit het my gehelp. Die bietjie wat ek van Ornish verstaan het, wat ek nie geweet het hoe om dit te doen nie, was hoe gaan ek dit fasiliteer dat dit werk? Want as wat ek nou hier doen om met jou te praat, nie dit is nie, wat is dit dan? En toe het ek oor tyd al hoe meer ontdek dat die manier om dit te doen, en ek wil dit graag vir julle gee, daar's ergens iets vir julle, die manier om dit te doen is om ervarings te skep van goed wat werk. It's by creating experiences, and listen to me now, and then to allow people to reflect on it. Dis 'n refleksie wat die mens leer. Dis wanneer ons 'n kampvuur hier buite maak, ons gaan sit om daai vuur, en ons begin die stories vertel van die goed wat werk, die goed wat lekker is, die goed wat goed is, en ons begin aan mekaar luister op 'n ander manier, dis hoe jy dit verander. En dan laat jy toe vir intrinsieke herprogrammering, intrinsic reframing. Met ander woorde, die onderbewusse vat oor in die nag, en ek wat vandag iets gehoor het, gaan vanaand en ek môreoggend weet ek bietjie meer van die lewe, net omdat ek vandag hier was. Dis hoe dit werk. Wat ons verloor het, is die kampvuur. Ons hou vergaderings, ons doen ander goed. Ons beklei baie keer vir reg en verkeerd, ons verdedig ons bokse. Wat ons eintlik moet doen, is om 'n vuur te maak, metafories. En wat ons eintlik moet doen, is om in vuur te gaan sit en gesprekke te voer vir betekenis. Ek dink die groot woord sou wees dialoog. Ons het nie meer dialoog nie. Natuurlik het ons diskussie, natuurlik het ons debat, al hierdie goed is goeie goed, solank dit konstruktief is. En dialoog is nie dit wat die regering van die dag demonstreer as hulle die dag kies vir dialoog nie. Dialoog is waar ek na jou luister en waar ek my storie vertel en waar ek nuwe betekenis skep deur net na jou te luister. Waar ek nie noodwendige agenda het nie. Waar ek nie 'n verskuilde agenda het nie. Waar ek nie noodwendig 'n fasiliteerder het nie. En ons moet van dit weer terugbring. Dit word toe my oortuiging. En dis letterlik wat ek begin fasiliteer het daai tyd in besighede, en hoe meer ek dit gedoen het, hoe groter was die sukses. Wat ek nie gesnap het nie, is wat is dan die denkraamwerke wat moet skuif? En oor tyd heen het dit vir my duidelik geword, want in daai tyd het ek al hoe meer besef, dat mense sukkel, besighede sukkel, omdat hulle nie interafhanklikhede genoegsaam waardeer nie, bestuur nie, effektief bestuur nie. Met ander woorde, ons is nie goed met holisme nie. Ons is geoefen met fragmentasie.
En die brein doen fragmentasie, hy floreer op die gefragmenteerde wêreld. Inteendeel, ons stel mense aan vir fragmentasie. Ons beloon hulle vir fragmentasie. Met ander woorde, geïsoleerde denke, op jou eie, doen jou eie ding, kom vergadering toe, beskerm dit waarvan jy oortuig is. Ons is gefragmenteerd in alles wat ons doen. Terwyl die wêreld skree vir interafhanklikhede, holisme. Ons is reaktief. As jy skool toe gegaan het, universiteit toe, kan jy eintlik net reaktief wees. En dit moet draai na positief toe. Ek het vinnig geleer dat mense het nie noodwendig die vermoë om te reflekteer op realiteit nie. Wat is regtig hier besig om te gebeur? Wat is die kernoorsaak van dit wat die probleem is? Die gesprek wat julle nou net gehad het, voor ek nou hier op die verhoog gekom het, as 'n voorbeeld. Wat lê ten diepste onder dit? En ons is nie goed daar nie. Dit was my leer, nie joune, nie myne. Ek het geleer dat ons het 'n baie wronge verstaan van kan ek maar sê, kompetisie, waar ek op die einde teen jou moet presteer. Ek moet net vir jou wen. Ek moet net beter boer as jy. Ek moet net die onderskeiding kry. En ek dink die grootste een vir my was daai tyd, ek het besef, maar is heeltemal te veel geraas in die stelsel. En wat gekort het, is 'n vorm van kalmte in bestuur en in leierskap. Hoekom? Want wanneer ek geraas maak, gaan terug na Onnie se storie toe. The fear of death is not a motivator. Wanneer ek geraas maak, en ek sê vir jou, goed sal nie werk nie. Ek sê vir jou, jy's nie goed genoeg nie. Ek sê vir jou, jy gaan val. Al daai geraas. Dit is niks anders as om vir mense te sê, as julle nie hierdie land omdraai nie, of nee, as julle nie die boerdery laat werk nie, gaan die land uit mekaar uitval. As julle nie dit, it's all fear of death. En ons floreer op dit. So dink ons. Intussen wag hierdie wêreld vir ouens soos ek en jy, wat kan vasdrap en sê, nee, stop hierdie goed. Daar's 'n ander manier. En in die ander manier moet ons begin deur ons onderliggende fundamentele denkraamwerke te swaai na dit toe wat werk. Wat ek nie besef het op daai stadium, is dat hierdie onderliggende denkraamwerke moet skuif, ek het vir julle 5 genoem, is ook goed wat manifesteer primêr in 'n oop stelsel. Julle het nog elke keer wat ons nou hier by mekaar was en tussenin uit die Bybel uit gelees en 'n God aanbid. En as jy oortuig is dat God is in die skepping en daarom in die ontwerp, en jy leef vanuit daai oortuiging, dan is julle die bevoorregtes, want julle het elke dag van julle lewe die kans om vas te kyk teen die beginsels agter dit, en dit is die beginsels van daardie oop stelsel, wat julle sou noem die plek van boer, die plek van besigheid doen. En daardie beginsels in 'n oop stelsel is die beginsels wat vir ons gegee is as 'n geskenk. En is die beginsels, dieselfde beginsels, wat jy moet kan fasiliteer in goeie besigheid en in 'n goeie onderneming. Ja, maar Kali, wat is dit? Kom ek sê vir jou, hierdie hele stelsel, dit wat God vir ons gegee het en dit wat ons het om elke dag mee te werk, hardloop op hierdie goed, interafhanklikhede. Alles is interafhanklik. As iets hier seer kry, het dit 'n ripple effek reg deur my plaas, het dit 'n ripple effek reg deur na my buurman toe. As die regering iets simpels aanvang, of die plaaslike owerheid of die provinsiale owerheid, het dit 'n ripple effek reg deur interafhanklikhede. Saam met dit kom variasie. Julle probeer variasie uit die besigheid uithaal. Variasie is jou vriend. Dis in die stelsel, in die groot ekosisteem is dit ingeweef. Wat ek en jy moet leer is om variasie te bestuur. Daar is nie 'n plek wat ek aan kan dink waar variasie so prominent is, soos in boerdery nie. Dink maar aan die weer, dink aan die grondsamestelling, dink aan mense, dink aan wat? Aan reën, reënval as jy wil, water. Dink aan dis ouens, julle bestuur variasie elke dag. Julle probeer dit uitkry, julle probeer dit wegvat, julle wens dit was nie daar nie. Weet jy wat? Omvou dit. Verstaan dat die stelsel wat agter dit sit en die ontwerp agter dit floreer op variasie. Die groter ekosisteem, 'n oop stelsel, funksioneer op wat?
vanuit die variasie op 'n stuk robuustheid. Daar's 'n hardheid daar. Want ons beleef variasie baie keer as beperkend, is dit nie? Die min reën, die baie reën, is altyd beperkend. Binne in die beperking kom groei. Dis wat jou sterk maak. Jy moet leer om deur die moeilike tyd te kom, of die oënskynlike goeie tyd. Hoekom? Want dit gaan nie volgende jaar dieselfde wees nie. Dis jou wêreld. Jy is so bevoorreg om elke dag in daai wêreld te kan speel. 'n Ander een sou wees die van doel, hoër doel, bedoeling, purpose as jy wil. Alles in die oop stelsel dien 'n doel. Niks word gemors nie. Gaan volgende keer as jy weer Wildtuin toe gaan, jy ry daar tussen die buffels en die rooibokkies en die aasvoëls rond. Niks in daai plek word gemors nie. Totdat ons inmeng en totdat ons dit versteur, dan werk dit nie. Dis ek en jy wat die kunsmatige water in 'n oop stelsel insit, sodat ons kan bokkies sien. En dan as die buffel nie meer sy werk kan doen nie, want hy hoef nie meer te hardloop vir werk nie, dan is hy nie meer die ripper van die veld nie. En dan word die plek nie wat hy moes gewees het nie. En ons doen dit. Ons doen dit aan onsself. Maar dis nie wat ek vir jou wil sê nie. Ek is nie hier om enigstens kritiek op enigiets te lewer nie. Ek wil vir jou sê, maak jou oë oop. Kyk rondom jou en jy sien hierdie fenominale beginsels van wat dit beteken om 'n goeie besigheid te hardloop. En dis elke dag in jou boerdery en dis elke dag in jou gesig. Jesus ouens, die lewe kom nie beter as dit nie, hoor. Jy moet net jou oë oopmaak. Jy moet net jou oë oopmaak. Interafhanklike, afhanklikhede, variasie. Alles dien 'n doel. Hierdie is goeie goed, is dit nie? In die oop stelsel, dit wat vir ons gegee het, waar is die kreatiewe spasie? Die kreatiewe spasie is tussen entiteite, nie in 'n entiteit nie. Ons gaan in, ons stel onsself oop om gefragmenteerd te werk, ek het dit reeds vir jou gesê, en dan vergeet ons dat die kreatiwiteit lê tussen my en jou. Lê tussen hierdie organisasie en daai organisasie, nie in 'n organisasie nie. Ek maak 'n lewe uit, sê nou maar ingenieurs en finansiële direkteure, wat ek moet fasiliteer rondom besigheid en 10 ander goed. Daar is nie soveel kreatiwiteit tussen 'n klomp ingenieurs op 'n hoop nie. Dis tussen ons en die finansiële ouens en die menslike hulpbron ouens. Dis waar die kreatiwiteit lê. En daarom lê ons kreatiwiteit nie net in boerdery nie. Dit lê tussen ons en die plaaslike owerheid, dit lê tussen ons en die regering. Dit lê tussen ons en die skool en die kerk. En dis waar ons moet speel. Dis waar ons moet goed raak. En daai tipe leierskap vra vir 'n ander vorm van fasilitering. Is dit nie? Jy word die ontwerper van goed wat vir jou gegee is, sodat dit beter kan werk. En jy's nie in die eerste plek, die een wat lank terug reeds besluit het, hoe sal dit werk nie. Daar's 'n subtiele verskil om jou besigheid in hierdie plek te bestuur vanuit, ek het klaar besluit, hier is wat ek weet, hier is wat ek dink. Wat ons nodig het is dirigente van mense wat sê, kom ek dirigeer hierdie plek, dat hy beter werk. Ek het 2-3 keer gehoor, ons verwys na die skrapers, né? Die paaie wat met geskraap word. En in gister se gesprek was dit die afwesigheid van die skraperdrywer, of nie opgelei nie, of nie genoeg nie, of nie goed genoeg nie. So kom ek probeer iets daaroor sê en ek hoop dit werk. Is daai ding die ding wat vir my sê ek moet klaarmaak? Nee. Onthou wat my vrou gesê het, die idee is om met 'n moerse spoed aan wal te kom en ek is nog nie eers opgewarm nie. Waar is ek nou met my storie gewees? Die skrapers. Ek gaan dit baie eenvoudig probeer sê. Toe ek begin verstaan het, wat is die beginsels van 'n oop stelsel, 'n vloeimodel, gekoppel aan 'n vloeimodel, het my hele wêreld verander en so die van besigheid. En waar ons nie kon kry wat ons wou gehad het, daar het nie meer goud uitgekom nie. Het dit later geword 'n 20%, 'n 30%, 'n 40%, 'n 50%, 60% op die bottom line van 'n besigheid of van 'n bedryf of 'n produksielyn. Maar jy moet verstaan die eenvoud agter dit, want agter dit is daar nie net 'n gedeelde verstaan nie, daar's nie net hoë vlakke van deursigtigheid nie, daar's nie net absolute bemagtiging van mense wat veronderstel is om die werk te doen, die naaste aan die plek van uitvoering nie. Daar's nie net die behoefte aan die intensie van die leier wat moet bekend wees nie,
Maar daar is ten diepste ook 'n behoefte aan die verstaan van vloei, want hier's wat kan gebeur. In die afwesigheid van vloei in 'n restaurant, in die afwesigheid van vloei op 'n plaas, in die afwesigheid van vloei vir die padbouers, wat met die skrapers vir ons paaie moet bou. As daar iets is wat jou beperk en jou verhinder, dan sal jy nie jou resultate bereik nie. Dis die beginsel agter dit. En om net meer geld na al hierdie goed toe te gooi, gaan dit nie regmaak nie. Om te probeer geld spaar, gaan dit nie regmaak nie. Wat ek en jy mee moet goed raak is om vir mekaar te sê, maar waar is dan die beperking? En dit kan in die fisiese wêreld wees, dit kan in leierskap wees, dit kan in bestuur wees. En dan seker te maak, ons bou genoeg vermoë daar, ons skep genoeg vermoë daar, maar ons bou ook beskermde kapasiteit, dat ons nooit uit daai hulpbron uithardloop nie. Luister vir 'n oomblik na my. As ek 'n baie eenvoudige produksielyn het, hier's 'n trok, 'n laaigraaf, daar's sand, daar's sement, hier's 'n laaigraaf, hier's 'n trok, hier's 'n verwerkingsaanleg en daar's sement aan die ander kant, baie eenvoudig, een van elk. En ek stel hom op vir 'n 10-10-10 ketting, met ander woorde, in other words, I set it up for an optimized flow model. And I believe that everything can give me 10 in one shift. Then I should get 100 tons per hour. Then maybe I should get 1,000 tons. And I believe that because it's set up for that. I can tell you categorically, you will not get 1,000. You'll only get 400. Maybe 500 if you're lucky. What's the point, Kali? It's the interdependence between the shovel, the truck, the plant, that will give you that outcome. En dis wat ons bestuur. Jy bestuur die interafhanklikheid, nee, jy bestuur die gekombineerde impak van interafhanklikhede, variasie, konteks, doel. Dis wat jy bestuur en dis waar ons moet goed raak. En as jy dit nie sien nie, sal dit nie werk nie. Kom ons gaan terug na die skraper toe. As ons wil hê die skrapers moet werk en daar's nie genoeg skraperbestuurders nie, dan moet ons bufferkapasiteit skep rondom dit. Wie moet dit doen? Almal van ons. As jy hierdie werk net gee vir die een wat binne dit sit, sal dit nie gebeur nie. Met ander woorde, die owerheid plus die boerderygemeenskap plus die ingenieurs moet almal seker maak dat daar genoeg kapasiteit is. Met ander woorde, daar skrapers. Maar as die tekort skraperdrywers is, dan moet daar beskermde kapasiteit wees aan skraperdrywers. En dit geld nie noodwendig vir die hele Vrystaat nie. Dit geld dalk baie meer in hierdie dorpie of in daai dorpie of in daai dorpie, want die ander dorp sukkel nie noodwendig met die pad nie, hulle sukkel met water. Die ander dorp sukkel met elektrisiteit. En wat ons mee goed saam moet raak is om te sê, want ons is te ver in die pad af van goed wat nie werk nie. Ons sal vir mekaar moet sê, ouens, kom ons trap vas en ons vat hierdie dorp en ons vat die grootste beperking in hierdie dorp wat ons verhinder om goeie besigheid te doen. En ons maak dit reg, maar as 'n kollektief, ons doen dit saam. Iets wat ek al baie oor gedink het, is hoe het ons hier gekom. Tot 'n baie groot mate is ons denke beïnvloed deur die industriële revolusie, wat van 1910-12 af, the works of Frederick William Taylorism, when he wrote the book Scientific Management, that became the foundation of the Industrial Revolution. En so het almal gevolg. Die weermag maak daai tyd oorlog vanuit die oortuiging dat transaksionele manier van oorlog maak, met ander woorde attrisie oorlogvoering is die manier. Die hele industriële revolusie word daarop gebou. Daar's nie 'n probleem daar nie. Natuurlik sal daar altyd transaksionele prosesse in jou besigheid wees, ook in landbou. Dis nie die probleem nie. Die probleem is die wêreld het te vinnig vir ons geword en daarom kan dit op sigself nie meer vir ons die oplossing gee nie. Daai model hardloop op beheer. En ons leierskap hardloop op beheer. As ons net genoeg beheer kan hê in 'n voorspelbare wêreld van 'n produksielyn, dan behoort ons die resultate te kry wat ons soek. En ek het nou reeds geïmpliseer dat enige ketting wat 10-10-10 hardloop sal nooit vir jou 10 gee nie, want hy kan nie. Hoekom? Want die uitkoms word bepaal nie deur enige een van hulle nie. Selfs al gee die ingenieur vir jou 90% beskikbaarheid van skrapers, sal jy nie elke dag 'n skraper op die pad sien nie. Hoekom nie? Want dit is die gekombineerde impak
van variasie, interafhanklikhede, konteks, doel en 1000 ander goed wat dit gaan bepaal. En daarom het jy nodig om beskermde kapasiteit te skep, maar jy kan dit nie in as isolasie doen nie, dis my punt vandag, saam. En daai beskermde kapasiteit beteken jy moet daar jou geld spandeer. Hou op om in hierdie land geld agter alles aan te gooi en daar kom niks aan die ander kant uit wat die moeite werd is om ons vorentoe te vat nie. Hou op om te dink as jy net genoeg kan spaar, gee vir niemand geld nie, dan gaan ons dalk 'n bietjie geld in ons gatsakke hê. Dit werk nie so nie. Hoe dit werk is om te sê waar sukkel ons? Waar draai ons vas? Waar is die beperking? Engelse woord, where's the constraint? And then you find enough buffer capacity there to never run out of capacity. Ek gaan deur 'n grenspos by Zambië nou die dag. 1 pakkie karre, 6 karre, 5,5 ure. Daar's 9 cubicles. Die konsultante was daar. Cubicle 5 is die van Interpol noem hulle hom. Dit lyk goed daar, Zambië. Maar dit vat 5,5 ure. Want Interpol het 1 operateur, dis die ou wat jou kar ook moet deursoek. En wanneer hy op middagete gaan, dan staan daai hele ketting ten spyte van die konsultante. En my vraag aan jou is, as ek dit kan sien, hoekom kan ons almal dit nie sien nie? En al wat kort is 'n bietjie bufferkapasiteit, 'n bietjie geld. En wanneer jy nie uit daai operateur agter die venster by Cubicle 5, wanneer jy nie uit daai kapasiteit uithardloop nie, dan verkort jy daai proses in alle waarskynlikheid na 1 uur en 'n half toe. Ek kom in 'n restaurant en daar's 4 brode op die spyskaart. Hulle sê is die beste restaurant in Pretoria, tweede beste. Hulle doen ontbyt. Daar's 4 brode. Die oggend toe ek my pel van die Kaap wil ontbyt gee, is die eerste brood nie daar nie. Die kelner kom terug, die tweede brood is nie daar nie. Die punt wat ek maak is, as brood jou beperking is in die beste restaurant in Pretoria, hoekom sal jy ooit uit beskermde kapasiteit uithardloop? En al wat jy moet bestuur, is genoeg bufferkapasiteit, sodat daar nie altyd genoeg brood is, sodat die ontbyt kan hardloop. Dis besigheid. Dis goeie besigheid. En ek en jy moet ons oë oopmaak vir dit. Wat my gehelp het daai tyd was in die ervaringswêreld was 'n storie. Ek doen oorlewingsgoed. Dit beteken jy sit in Pretoria en 'n lesinglokaal soos hier en vir 'n week lank hoor jy wat moet jy doen om kos te kry en water en al hierdie goed. En ek en dan klim jy nou in 'n voertuig en ry jy nou na 'n plek toe. In hierdie geval was dit die Klasserie gewees, langs die Groter Kreer of in die Groter Kreer. En ons langs die Klasserie rivier en dan gaan jy 2 langs mekaar in pare. En nou moet jy oorleef. Jy moet 'n skuiling bou, jy moet vuur maak, jy moet al daai goed doen. En die eerste nag werk nie, jy hoor die leeu's, die hyenas is heeltyd hier om jou in jou gesig, jy gooi hulle met stokke, jy het nie 'n skuiling nie, jy het nie 'n vuur nie, jy het niks nie, jy slaap omtrent nie. Die tweede dag is 'n gekerm en 'n gekla, want as mense moet oorleef, dan is dit waarmee hulle lyk my nou net baie goed is, kerm en kla. Die volgende oggend, sê ek vir my vriend, ek gaan na 'n pannetjie toe stap, nie die rivier nie, daar's te veel buffelaktiwiteite in die riete. Ek stap na 'n pannetjie toe, nie ver van daar af nie, so 1/3 van hierdie vertrek met water, net om te kyk of daar nie iets is nie, want nou het ons nie meer krag nie, ons het nie energie nie. Onthou, daar is nie koolhidrate nie, daar is nie suiker nie. Jy het baie proteïene in jou lyf, maar die proteïene word teruggehou, sê die brein, want jy's besig om my nie kos te gee nie. So ek gaan nie nou vir jou daai energie gee nie. So as jy dit nie weet nie, 'n tweede, derde dag in oorlewing, kan jy nie jou arms optel nie. Jy kan niks doen nie. En so die gekerm en die gekla. En so stap ek na die water toe in die verwagting. En so kom ek in sulke dik modderwater, trek my tekkies uit, stap in die water in en daar's 'n baber en daar's 'n vis. Ek weet nog nie as 'n baber nie, ek's 'n dorpskind. Maar mettertyd kry ek die ding na die kant toe en ek het hom uit en ek vat hom na my vriend toe. Ons lê 2 langs die rivier so, ons moet oorleef, eentjie uit mekaar uit. Hy sê dis 'n baber, hy bevestig. Ek sê wat maak ons? Hy sê ons eet hom. Ek sê maar ons nie vuur nie.
En in daai proses en in die geraas, hoor die ouens verder af van die geraas, hulle kom nader, en die ouens heel op die punt kom ook nader. En toe die ouens heel op die punt daar kom, toe haal die ou, steek hy sy hand in sy sak, en hy haal 'n sigaretaansteker uit. En hulle het toe vir 2 nagte vuur, nie ons nie, hulle het. Op daai stadium het ek nog nie gesnap wat hier besig is om te gebeur nie. En hy gee die lighters se vermoë ook vir ons, die vuur, en ons maak vuur en ons gooi die babervelkant op die kole en ons eet daai dag baber. As jy met die dag eet, baber het wurms baie keer, veral in die somermaande, is dit nou baber en wurms. Jy kan dit eet, maar baber en wurms. En toe ons klaar geëet het, draai die groep na my en my vriend toe, hulle sê, maar waar kry julle hierdie ding? Ek sê, maar kom, ek sal jou gaan wys. En so stap ons met 'n paar ouens na die pannetjie toe en ons gaan haal nog baber uit. Daai aand eet ons weer baber en wurms. Nee, as jy dit in die aand eet, is dit soos kienklip en shrimps. Hierdie ding lyk anders. Die volgende dag, en hier's die groot vraag, het ek en my vriend weer teruggegaan en gaan baber vang. Wel, ons het nie, want daar's genoeg babervangers nou daar. Ja, ouens. Ons is nie die enigste ouens wat kan babers vang nie, is ons. Ek het nie eers geweet wat ek vang nie. En ons sê vir mekaar, maar wat van ons stel 'n strukkie? En ons gaan na dieselfde pannetjie toe en ons vat een van daai paadjies waar die visante afkom, op die pad waar die rooibok en ander ook loop, en ons sit, daar's 2 tipe strikke, wurgstrik en 'n wipstrik, sit 'n wurgstrikkie op en ons hoop ons gaan iets vang. Dit beteken jy met die binnegaringkies van die skoonma se tong uithaal, met daai vesels met 'n klip en 'n stokkap, en dan op jou been 2 stringetjies neersit van garingdraad, en dan rol jy vir jou 'n tou om jou vis te vang, 'n tou om strikke te stel. Dit is 'n fenominale sterk tou, is 'n lekker tou. Maar dit vat ons 'n halwe dag om 'n strik te stel, want ons weet nie hoe nie. Uiteindelik is hy op, daai middag niks nie, die volgende dag, toe is die eerste visant in die strik. Daai aand eet ons visant vir voorgereg, en ons eet kienklip en shrimps vir hoofgereg. Het ek en my pel die volgende dag teruggegaan en gaan baber vang. Wel, dit was nie nodig nie, daar's genoeg babervangers, onthou jy? Die ander ouens gaan en hulle begin strikke stel, want ons het hulle gewys wat ons gedoen het. En toe hulle sien wat ons gedoen het, toe word hulle soos ons. En van hulle is beter as ons. En daar is die kuns van lewe. Want hier is die beginsel wat ek toe geleer het agter dit. En dit is die dag toe ek Kaleroos geleer het, dat as ek kan weggee wat ek het, as ek ander ouens kan goed maak, as ek vir ander mense kan beter maak, sal dit wat ek gegee het na my toe terugkom, en dit sal terugkom in oorvloed, waar of onwaar. Ek het nooit weer honger gehad op daai ekskursie nie. Daar was altyd genoeg om te eet. En die 2 goed wat ek nie gehad het, en die een was energie om te lewe, en die tweede een was tyd om goed te doen, om kreatief met hierdie wêreld om te gaan, om te speel met moontlikhede, om 'n nuwe wêreld oop te breek. Het skielik vir my moontlik geword. En vir my pel. Ek onthou ons het daar gesit en ons het 'n yskassie gebou binne in ons skuiling later. En soos 'n koelhouer by die huis het hy 'n wand gehad met gras en blare, en ons het hom 'n binnewand gegee en ons het hom met water nat gegooi in die koue sand en op 'n deksel gevleg met rosientjiebos latte en weer eens tou wat ons gemaak het. Dis ander tou wat jy ook kan gebruik. En toe sê iemand om die vuur, iemand in die dialoog, nie in die gekla en die gekerm nie, iemand sê, maar wat van, ons bou hom in die vorm van 'n piramide. En die idee kry lewe. En die volgende dag begin ons met 'n fondasie, 'n basis van 3 groot stokke, stompe, Mopani stompe. En ons gebruik dit as die fondasie, ons bind dit vas met die binnebas van 'n knoppiesdoring, want dis waarvoor hy gemaak is, om skuilings te bou, groot skuilings, sterk skuilings. Ons sit latte in, en bo op die latte sit ons die blare van die dadelpalm, en uiteindelik is hy so dig geseël, dat ons die sandboor kan gooi, en ons maak die sand nat, nadat ons hom in die boom opgehuis het in die marula, sodat hy kan hang. Ons gee vir hom kante, 3 panele op die kante, ons sit dwarslatte in. Ja, ons 'n dag se werk, 2 dae se werk. En uiteindelik vat ons die dekgras van die veld, en ons gee hom so 'n rowwe dekgras, beskerming. En ons huis hom op, sodat die goggaks nie inkom nie, en toe vat ons water, en ons gooi ons oor ons piramide, boor ons yskas. En ons vat die oorskiet baber, en ons sit dit daarin, en ons sit yskas, en ons sit baber om te eet. Dis die lewe. En wat ons moet skep, is geleenthede, vir plekke vir mense om die vuur te sit, so te reflekteer oor die lewe en die ervarings van elke dag se lewe en werk, ook boerdery.
sodat ons nuwe moontlikhede kan oopbreek, omdat ons die vermoë het tot dit, en daarvoor het ons nodig om 'n ander vorm van gesprekke te hê. En daarom het ons nodig, nie in die eerste plek om vergaderings te hou nie, maar om vuure te maak, en op 'n ander manier te werk. Ek het 'n kollega, Alexis Moshodi, hy fasiliteer tydjie saam met my, bly in die welkom omgewing, Soto. Ons doen nie werk vir bestuur en unies nie, maar ons doen dit baie keer. Ons nog nooit geval nie. En ek sê jou hoekom. Want ek en Alexis is skerp genoeg om te weet, in die raadsaal is daar net wen en verloor, en die unies is beter opgelei as bestuurspanne in raadsale. Dis waar hulle opleiding kry. Ons gaan maak 'n vuur. Ons kyk na daai plek waar hulle wil hê ons moet praat, dan sê ons, kom ons gaan sit daar buite, dan vat ons hierdie plastiese stoele, sleep ons hulle buite toe, dan gaan maak ons 'n vuur onder 'n boom, en dan gaan sit ons onder die boom. Ja, bestuur hou nie baie daarvan nie, ja, die unies hou nie baie daarvan nie. Almal is uit hulle gemaksone uit. Maar dan begin daar 'n gesprek vir die eerste keer wat ons fasiliteer. En in daai gesprek vir die eerste keer begin ons praat oor die betekenis van lewe, die betekenis, die doel van alles. Wat maak ons op hierdie plek? Wat is die gemeene deler? Wat is dit wat saak maak? Ons luister vir die stories van mense. En ons gee ouens 'n kans om hulle storie te vertel, sodat ander ouens die regte storie kan hoor. En daar is nie wen of verloor nie. Daar's net betekenis, sinvolle betekenis. Ouens, hierdie vaardigheid was op al die kontinente in hierdie planeet, vir honderde, duisende jare was dit ons manier van opereer. Jy gaan vroeg uit in die oggend, hier's jou tydsbestuurlesing. Jy gaan vroeg uit in die oggend, jy doen die belangrikste werk van die dag. As dit is om 'n eland te klap, dan klap jy vir hom. Dan kom jy terug en jy doen jou dagtaakies. En jy span jou drade en jy kyk na jou strikke en jy doen ander goed. En dan vanmiddag gaan sit jy om die vuur. En om die vuur begin daar 'n gesprek. Die gesprek word nie gefasiliteer met 'n agenda nie. Die gesprek kom uit die betekenis van wat ons vandag gedoen het. Ons het vandag geboer. Ons het vanoggend iets sinvols aangevang op hierdie plaas. En nou reflekteer jy op daai realiteit. En vanuit daai realiteit kom die stories. En vanuit die stories, of dit nou goed of sleg gegaan het, kom daar nuwe betekenis. En vanuit die betekenis kom daar nuwe oortuiging. En vanuit die oortuiging staan jy môreoggend op en jy gaan na die eland toe met 'n ander ingesteldheid. Hoekom? Want daar was gisteraand 'n vuur gewees. Nou ek verstaan, ons kan nie meer so werk elke dag nie. Ek verstaan, ons kan nie een keer 'n week eers dit behoorlik doen nie, en een keer 'n maand is ook selfs moeilik. Maar ek sê nou vir jou kategories, tot ons nie in 'n land soos hierdie dit kan regkry om nuwe forme van gesprek en dialoog te skep, waar dit gaan oor betekenis in die eerste plek. In 'n goeie dialoog, 'n gesonde dialoog, word geen besluite geneem nie. Want die brein is skerp genoeg om die nuwe oortuiging te vat en dit jou waarheid te maak, en vanuit die waarheid, die oortuiging, gaan jy môre en jy doen die regte ding, sonder dat iemand 'n besluit geneem het. Wanneer sal ons daar kom? Want ons was daar. Dit was primitief en dit was eenvoudig. Iets wat ons stadig gemaak het, ek het nog tyd binne die uur. Hoekom kyk jy my so aan asof ek nou... Ek wil nog een storie vertel. Iets wat ons stadig gemaak het, en ek wil dit net in konteks sit. As ek van 'n oop stelsel praat, dan is dit vir julle gegee, dis 'n geskenk. Die beginsels sit agter dit. Die beginsels is goed soos interafhanklikhede, variasie, doel, hoër doel, kreatiwiteit. Daar's 'n robuustheid waarvoor jy nie moet bang wees nie. Daar's 'n hartigheid. So terloops, baie van julle wil julle kinders grootmaak en dit vir hulle net makliker maak. Dit moet net maklik wees. Jy maak 'n groot fout, hoor. Ergens moet hulle leer om probleme op te los. Ergens moet hulle leer om konflik te hanteer. Ergens moet hulle leer om te kan onderhandel. Hierdie goed is nie skoolvakke nie. Dis nie goed wat op die skoolbanke gebeur of by die kerk as jy wil nie. En is jammer dat dit nie noodwendig reg is nie. So oppas vir te sag. Oppas, probeer om nie bang te wees vir die moontlikheid tot verandering nie. En ek sê jou hoekom, want jou brein is reeds opgestel, die hardeware van jou brein, om jou te beskerm teen dit. Jy hoef nie self nog by te dra nie. Jou brein gaan jou beskerm. Die brein gaan nie noodwendig toelaat vir kritiese, analitiese denke, diepere verstaan nie. Hoekom nie? Want daar's 'n deel van jou brein wat die wêreld skandeer en net gaan haal dit waarvan jy reeds oortuig is, dit waarvan dit wat vir jou lekker is. En die brein, daai deel van jou brein is vinniger
as die ander deel van die brein wat soek na diepere betekenis, etiek, waardes. So ons is eintlik in die moeilikheid gegee dat ons so werk. Dis wie ons is. Wat ek vir jou sê is, moenie dit beklei nie, moenie verandering beklei nie. Verstaan net dat dit is wat jou brein doen, hy beskerm jou en hy wil jou veilig hou. Maar wat is my punt? As jy dan wil verander en jy wil aanbeweeg, moet jy toelaat vir diepere, meer kritiese, analitiese denke. En jy moet terugarm druk teen, as jy wil, die sosiale platforms. Nie omdat hulle goed of sleg is nie, maar omdat hulle jou voed met dit wat jy reeds weet, dit wat jy van oortuig is en dit wat jy like. En hy gee vir jou net meer van wat jy reeds het. Maar dis nie wat ons nou nodig het nie. François, jy het dit gister geïmpliseer. Wat ons hier nodig het, is kritiese denke, en ons moet bereid wees om 'n vuur te gaan sit en na mekaar te luister op 'n ander manier, sodat nuwe betekenis geskep word, sodat ons by nuwe waarhede kan uitkom. As dit sin maak. Die industriële revolusie het ons gehelp vir 100+ jaar. Dankie daarvoor. Maar dit was in 'n voorspelbare wêreld wat stadig was. En die voorspelbaarheid het gemaak dat ek en jy kon met beheer, rigiditeit, kon ons wen. Ons het dit gemaak. Die wêreld wat jy vandag in is, vra vir iets anders. Die wêreld van 'n oop stelsel vra vir hierdie goed. Luister fyn wat ek sê. Hier is die groot intelligensies vandag. Die wêreld vra vir samewerking, collaboration is 'n Engelse woord. Nie die wêreld nie, besigheid, die samelewing vra vir samewerking. Hy vra vir innovasie en hy vra vir aanpasbaarheid. En daai 3 intelligensies, ek persoonlik dink die aanpasbaarheid een is vandag die nommer 1 intelligensie vir 'n goeie besigheid en 'n goeie organisasie. As jy nie vindingryk, vinnig aanpasbaar is nie, en jy's bang om te innoveer, jy's bang om die gesprek te voer, jy's bang om te speel met alternatiewe, en jy kry dit nie reg om met jou kollegas saam om 'n vuur te sit en sinvol oor hierdie goed te praat nie, dan is jy in die moeilikheid. En dis wat jy moet uitbreek. En hierdie hele plek wat ons planeet Aarde noem, probeer eintlik vir jou hierdie les leer, in my kop. En ek was blind vir dit. Ek sê nou vir jou, ek was 20 jaar terug so blind vir dit. Ek het dit net nie gesien nie. Maar ek verstaan hoekom ek dit nie gesien het nie, want die industriële era, ek was 'n oud soldaat, hierdie soldaat het groot geword binne die wêreld van attrisie. In die Tweede Wêreldoorlog kom die Duitsers met meer manoeuvrering en mobiliteit, en saam met dit kom meer transformeerde leierskap. Great, dis baie lekker. Die leier is charismaties, hy's voor tussen die troepe. Ek is daardeur. Wat ek nie sien kom het nie, is dat daar is 'n volgende fase waar ons vandag is, waar die tipe leierskap wat ons soek is die een van transcenderende leierskap. Jy's ouens, as jy nie kan weggee wat jy het nie, as jy nie ander ouens kan beter maak as wat jy is nie, as jy nie verstaan dat jou nommer 1 eienskap van 'n goeie leier vandag is iemand wat kan fasiliteer. Dis nie iemand wat heers, jy moet my mooi hoor, dis nie iemand wat heers vanuit besluitneming. Ek het klaar besluit, ek het besluit, ek is die nommer 1 besluitnemer in hierdie groep. Ek weet meer as jy. As jy daar is jy in die moeilikheid, ek sê dit nou vir jou, en jy hoef my nie te like na vandag nie. Maar wat jy moet hoor, is dat jy moet word die fasiliteerder van nuwe ontwerpe, van nuwe maniere van doen. En dit beteken jy moet aanpasbaar wees, jy moet al hoe meer innoverend kan omgaan met hierdie wêreld, en jy moet verseker nie alleen gaan nie. Ek was 'n alleen kind, 'n alleen mens die grootste deel van my lewe. Dit was die grootste drawback in my lewe, was dat ek geprogrammeer was as kind om op my eie te gaan, alleen. En ek het naderhand begin glo, ek is op my beste as ek alleen is. En toe begin ek in ervarings in hardloop, soos my Baber storie. Daai ou wat die sigaretlighter gehad het, hulle het elke aand 'n vuur gehad, het jy dit gesnap? Verstaan jy dat hulle die vuur vir hulle self gehou het, vir 2 nagte? Verstaan jy dat hulle 'n gat gegrawe het, en die vuur probeer wegsteek het van die res van ons af? Verstaan jy dat hulle friete gevat het en 'n hert gebou het, om die vuur, sodat die ander ouens soos ons, nie kon sien dat hulle die voorreg van 'n bietjie hitte en vlam nie. Dis wie ons is. Ek noem daai mense tuikers, ek het hulle later begin tuikers noem, en hulle is die hele planeet vol, tuikers.
Dis nie wat ons nou nodig het nie. Wat ons nou nodig het, is nie mense wat hier is net ter wille van hulle self, of omdat ek 'n goeie besluit kan neem nie. Ons het ouens nodig wat kan dirigeer, wat kan fasiliteer. Wat daai span ouens op daai plaas kan vat en sê, kom ons maak 'n vuur. Kom ons sit en praat oor wat het vanoggend gebeur. Hier's nie reg of verkeerd nie. Wat hier is 'n storie. En dis 'n vrek goeie storie oor wat vanoggend gebeur het. En ons het vanoggend miskien 'n paar rand verloor. Maar wanneer ons môre uitgaan, weet ons meer as gister. Hoekom? Want ons was braaf genoeg om 'n vuur te maak. En waar is jy in daai gesprek? Jy's maar net nog een. En jy het ook 'n storie. Maar wat jy moet leer en wat ek moet leer, om te luister na ander se stories, dis die kans. Daar's nie iets groter as dit nie. Ek het 'n uur gehad. Hoeveel van my tyd's oor? Wel, help nie ek vra julle nie, want julle is op hierdie stadium die vyand. Nee, daai ding is nie reg nie. Of is hy? Alright, ek los julle met 'n laaste storie. My vrou was reg, of ek was reg gisterand, ek het te veel geraas in my kop. En ek gaan met 'n spoed aan wal kom, en die spoed is nou agter my, is dit nie? Ek het nou so baie goed gesê, al wat ek wil hê moet hoor. Jy en ek het groot geword uit die geslote sisteemwêreld, wat ons self geskep het vir onsself, om dit makliker te maak. Ons het die drade gespan, right? En ons sal partykeer, en ek sê dit nie tong in die kies nie, ons sal partykeer bid dat elke boer eweveel reën op elke plaas kan hê, elke jaar vir elke oes, sodat ons net suksesvol kan wees. Wees versigtig vir dit. Die plek is nie ontwerp vir dit nie, hoor. Hierdie plek is ontwerp vir die groter geheel. Hy's ontwerp vir meer en minder. Hy gee vir jou meer en hy gee vir jou minder. En jy kan vir 6 jaar bo gemiddelde reënval hê en vir 3 jaar onder gemiddelde reënval. Dis werklik. Wat jy moet leer is om dit te kan bestuur. Jy moet so vaardig raak met dit, sodat jy nooit uit beskermende kapasiteit uithardloop wanneer die maarjare kom nie. Dis die kuns. Daarvoor het jy nodig 'n proaktiewe ingesteldheid. Daarvoor het jy nodig om te kan reflekteer op realiteit. Daarvoor het jy nodig om inset te vat. Daarvoor het jy nodig, luister fyn, om nie te ooranaliseer op water wat reeds onder die brugdeur is nie. Ek sê 'n baie gevaarlike ding vir party van julle, want dis waar julle miskien julle lewe of julle bestaan maak. Oppas vir te veel analisering anderkant die brug. As jy na die kwartaalverslag of jaarverslag luister rondom finansies, net as 'n voorbeeld, dan moet jy dit doen. Want jy het aandeelhouers soos julle wat moet sê, ons is gelukkig, ons verstaan daar's geld in die bank, ons is dankbaar daarvoor, ek verstaan daai goed, doen dit. Maar moenie dink jy gaan mense se gedrag verander, net omdat jy dit gedoen het nie. Hoekom? Want daar's geen innovasie in dit nie. As jy wil innoveer, help dit nie, jy kyk na nommers van water wat klaar onder die brugdeur is nie. Want dit gebeur nie daar nie. Maak jou oë oop. Ek sal jou sê waar dit gebeur. As ek op 'n brug staan en hier loop water deur, en ek wil hê dit moet skoon water wees, wanneer dit onder die brug deur gaan, nie 3 maande in die pad af nie, nie 'n jaar in die pad af nie, dan moet ek stroom opgaan, en ek moet hier ander goed doen, ek moet ander goed bestuur, ek moet ander prestasieareas in plek sit, ek moet ander beloningssisteme in plek sit, as dit is wat jy wil doen. Maar jy moet stroom opgaan met alles wat jy doen. Ons in besigheid, en ek sien dit in groot maatskappye waar ek baie keer in kwartaalverslag meetings sit, doen alles stroom af, en ons evalueer stroom af. Die probleem is, die innovasie gebeur nie stroom af nie. Dis nie reg of verkeerd nie, dit gebeur net nie. So wat Callie vir jou sê is, vat die goed wat stroom op moet gebeur, en vra vir jouself, wat moet daar verander? En vra vir jouself, wat moet jy daar meet? Sodat in die tyd wat die water onder die brug deurloop, het jy skoon water. Dan is jy in besigheid. En ons is nie geprogrammeer om so daaroor te dink nie. 'n Eenvoudige ding, is dit nie? Maak jou oë oop, jy sal dit sien oral waar jy kom. Daar is nie innovasie in stroomafwerking. Dis te laat. Want die gedrag gaan nie daar verander nie. Dis eintlik my punt. Gedrag verander aan die ander kant. Beweeg van 'n besluitmentaliteit af na een van ontwerp. Word 'n fasiliteerder van energie, 'n oop sisteem. Daai beginsels, 'n oop sisteem.
floreer, nie net op verhoudings nie, maar hy floreer op energie. Daar's energie in dit ingebou. Jy word die fasiliteerder van dit. Jy moet dit net ontsluit. En binne in alles van dit is mense. Ek los julle met 'n storie. Kan ek gou? Laaste storieetjie. Is ons in groot moeilikheid? Nee. Maak net jou oë oop. Gaan terug na die skraper toe. Die padskraper, daar moet genoeg padskrapers wees. Daar moet genoeg drywers vir padskrapers wees. As daar nie genoeg skrapers en of drywers is, sodat die infrastruktuur kan werk, sodat die trokke kan hardloop, sodat ons kan besigheid doen, sodat ons kan geld maak nie, dan word dit ons kollektiewe verantwoordelikheid om die buffer rondom padskraper drywers te beskerm. Wat ek vandag vir jou sê is, moenie daai werk net vir die een gee vir wie se verantwoordelikheid dit vandag is nie. Dink buite daai boks en sê, hoe gaan ons as 'n kollektief seker maak, dat ons nooit uit genoegsame padskraper drywers uithardloop in die Vrystaat nie. En as dit beteken, daar's 20 padskraper drywers wat in die provinsie ergens op plekke sit en wag vir 'n padskraper om leeg te raak sodat hy kan klim, dan is dit waarvoor ons betaal. Spandeer jou geld daar. As jy dit reg kry, en die skrapers kan hardloop, en die skrapers staan nooit nie. Ons kan nie bekostig in die Vrystaat dat 'n skraper, ek maak hierdie op, dalk as ek verkeerd, dat 'n skraper vir een dag staan nie, of nie. Wie moet die skrapers laat hardloop? Ek en jy, en die munisipaliteit, en die provinsiale regering, en die nasionale regering, en die industrie, en die ingenieurs, en almal van ons, en die universiteit, moet onder een boom kan sit en vir mekaar sê, ouens, ons kan nie uit padskraper drywers uithardloop nie. Dis waar jy jou geld spandeer. As jy dit doen, sal jy geld maak. Hoekom sal jy dan geld maak? Want hierdie besigheid van ons hardloop op die interafhanklikheid en die variasie en die konteks van die gekombineerde impak van 'n klomp goed en nie net 'n enkele een nie. Dis nie die staat wat nie sy werk doen alleen meer nie. Daai dae is verby. Daai era bestaan nie meer nie. En dit vra vir denke aan 'n kant. Ek het 'n goeie spesiale magte operateur vriend gehad. Hy is 'n lang storie, ek gaan hom baie kort vertel. Net 'n punt maak. Ek los jou met dit. Ek sê vir julle baie dankie vir die geleentheid. Sy naam was André Diedericks. Hy kry 2 keer 'n Norris Kroeks medalje vir dapperheid, fenominale speler. En toe ek was nou in Angola met 'n groep 14 karre. Ons ry daar by Lubango verby en ek vertel vir ons die storie van hoe hulle die eerste keer 'n kleinspan operasie gedoen het, 2 operateurs, hy en Neves Matthias, en hulle moes vir 30 dae die lugmag, die lughawe omgewing verken vir 'n vyandelike basis daar waar hulle opgelei het. En vir 30 dae ontplooi hulle van Namibië af 100 kilometers agter vyandelike linies. En hulle is daar vir 30 dae, elkeen met 'n rugsak. En in elkeen se rugsak wat 90 kilogram weeg is daar 30 liter water. Dit beteken 1 liter water per dag. Genoeg kos vir 30 dae, 3 radio's, bietjie ammunisie, want hulle is daar om 'n werk te doen. En met daai ingesteldheid en daai beplanning gaan doen hulle die werk en hulle leer en hulle groei en hulle vorm die konsep rondom kleinspan operasies en ons word die beste in die wêreld vir daai tyd in elk geval. Want geen ander weermag kan so dink oor kleinspan operasies nie. Enige ander land sal probeer om elke helikopter wat vlieg vol te maak met mense. Ons sê, nee, maak die mense minder. En net 2 ouens, of selfs net 1 ou kan partykeer 'n werk doen. Heeltemal 'n ander manier van dink en doen. Maar dit beteken, jy dra 90 kilogram rugsak. Dit beteken, daar is nie iemand wat jou kan kom haal nie. Dit beteken, jy's op jou eie. En dit vra vir 'n totaal ander ingesteldheid. Die groep wat saam met my ry wil by elke Shoprite stilhou en brood koop. Hulle wil by elke Shoprite stilhou en chips koop en brandewyn. En sorry, ek moes nie dit gesê het nie. Dit is nie wat gebeur het nie. Maar hulle is afhanklik van voorraad. Hulle is afhanklik van, en ons toer is 30 dae en hierdie 2 operateurs leef uit 'n rugsak vir 30 dae. Kan jy jou kop rondom dit kry? Maak nou 'n kwantum sprong. 2-3 jaar later is daar 'n operasie met die naam van Barrage. En Diedericks en Neves toevallig het hierdie keer 40 dae vir die verkenning van die spoorlyn tussen Lubango wat oos hardloop na Menong en Kwitu Kanavaal. En as jy die vyand
se logistieke lyne kan ontwrig. Het sy skepe, paaie, spoorlyne, dan is jy in besigheid. So in hierdie geval gaan dit oor die spoorlyn. So hulle gaan uiteindelik die spoorlyn blaas met, nie die spoorlyn blaas nie, hulle gaan die treinlokomotiewe springstof onder dit sit, wat met elektriese magneetvelde ontsteek, en dan stop dit die trein, en daar skade, en dan moet die hyskrane kom om het weer reg te maak, en alles vat tyd. Nou raak die vyand stadig, en hulle kan nie op die front effektief werk nie. So spesmagte word magsvermenigvuldiger as jy wil. Maar so beplan hulle vir 30 dae van werk. Dit beteken 40 liter water, 1 liter 'n dag. Dit beteken jy kan net in die nag werk. Dit beteken jy is op 'n party nagte net 2 kilometer stap, dalk 3. Want jy moet in die nag teenspoorsenheid doen sodat niemand môre jou spoor kry nie. Dit beteken vir 40 dae gaan jy die verkenning doen, jy gaan die werk doen, uiteindelik tot by die punt waar die helikopter gaan kom en jy moet weer uitstap vir dit, bring hy vir jou ekstra die springstof. En so kry Diederik sy ekstra 60 kg en Nebbie sy ekstra 40 kg, want hy het die radio gedra. En saam speel hulle weer terug na die spoorlyn toe en hulle doen die werk. En uiteindelik sal die treine een na die ander kom, verskillende dae uit mekaar uit, want die meganisme, die tydsmeganisme laat toe, dat nie alles gebeur op dieselfde dag nie. 'n Trein kom, hy word beskadig, en 2 dae later aktiveer die volgende stelsel, en die trein kom en hy word bestadig. En so werk die ding. Maar die werk moet gedoen word, hierdie 2 ouens doen die werk. Op dag 31 stap daar 'n vyandelike patrollie by hulle verby. Een ou gaan uit die patrollie uit, en hy wil sy besigheid bo op Diederiks doen, nommer 2, oogkontak, 'n meter uit mekaar uit. Jy moet jouself begrawe bedags onder die grond, so goed as wat jy kan, want daar's heeltyd mense wat by jou verby. En hy skiet, en nou moet hulle hardloop. Hulle besluit om te bly, hulle doen die aanvalling, en hulle kom uit op dag 72. 72 dae, agter vyandelike linies, 2 mense, met 'n rugsak van 120 kg elk. Hulle het 'n paar containers onder die grond begrawe met voorraad, maar nie vir aanvulling nie, net as hulle die operasie moet oordoen terwyl hulle daar is. Maar maak nie saak nie, 'n fenominale storie. Hierdie ou, in 92 is ek by die Leer College, 'n staflid, 91 is hy op kursus. Hy bel my, hy sê hy is met kanker gediagnoseer. Hy is besig om, hy gaan weg. Hy is jonk, dink hy so in sy middel 30's. Ek sê, Diederiks kan nie wees nie. Ek sê, wat doen ons? Ons byt vas. Hy het 'n positiewe ingesteldheid, daar is die sleutel. Hy hou aan speel, hy gaan later uit die weermag uit, hy is baie suksesvol. En die lewe gaan aan, en die lewe gaan aan. Op 2004, 13 jaar later, bel hy my en sê, die kanker is terug, is deur sy hele stelsel. Ek sê, wat doen ons? Hy sê, ons kan koffie drink 1 keer 'n week, kan ons? Ek sê, dis reg. Ek sê, wat sê die dokter? Hulle sê 6 maande, dan is dit verby. Kanker is deur alles. En dis wat ons doen. En so eindig ons by die Hartbeespoort-dam op een dag. Ek vat my rekenaar en ek vra en ek tik. En ek vra vir hom oor die lewe, ek vra vir hom oor die reis. Ek sê vir hom, Diederik, jy was suksesvol, ek het hierdie storie vertel, net as 'n voorbeeld. Wat het jou suksesvol gemaak? Ons vat vandag inset van 'n ou wat geleef het, hoor. Hy sê vir my 2 goed, ek het my lewe doelgerig gelewe. Maar anders as meeste mense het ek verstaan dat om doelgerig te wees, vra vir dissipline. Dit vra vir die bereiking van mylpale tussenin, na die doel toe. Nie net moet jy weet waar jy en hoekom nie, maar jy moet die dissipline hê om dit af te trek. Callie, ek kon dit doen. Ek sê in die ander een, hy sê die geleentheid, die lewe gee vir jou geleenthede, jy moet hulle gryp. En die Latynse woord opportum kry vir my nuwe betekenis. Iemand het gister hier na die hawe verwys of die see of wat ook al. Die kaptein van die boot met die boot inbring. En toe die mense die taal gevorm het in Latyn, het hulle hierdie metafoor gebruik om die woord in Engels opportunity, opportum in Latyn lewendig te maak. Want in die water is daar turbulentie, in die spanning van om nou in te gaan in die hawe in deur die storm, weer en water of uit te kom, is daar wagmoed, is daar risiko, is daar vinnige besluitneming. En dit word die kern, die betekenis van die woord opportum. Dit beteken dat die lewe gee vir jou geleenthede, jy moet hulle vat. Maar toe sê Diederik vir my, Callie, anders as meeste mense wat dink dat die geleenthede in hierdie lewe kom net wanneer dit afdraande is, wanneer dit lekker is,
het ek geleer dat dit kom wanneer dit opdraande is, wanneer dit taai is. En jy moet jou oë oopmaak, sê hy vir my, Kaliroos, maak jou oë oop vir die geleenthede. En wanneer dit lyk of alles teen jou is, daar is jou geleentheid, opportum. Ek sê, wow. En toe sê ek vir hom, as jou lewe moet oorleef, ek sê, ek sal dieselfde twee goed weer doen. Maar, hierdie keer sal ek een ding anders doen. Hierdie keer sal ek meer mense met my saamvat. Hierdie keer sal ek nie so hard wees, net omdat ek goed is nie, of ek dink ek is goed nie. Hierdie keer sal ek meer weggee van dit wat ek het, sodat ander ook kan word soos wat ek is. Hierdie keer sal ek meer luister na hulle wat rondom my is, en ook inset vat op 'n ander manier, omdat ek reeds is wie ek is. Dis fyn, ek is nie bang vir dit nie. Hierdie keer sal ek meer mense met my saamvat. En daarom mense in die konteks van 'n oop sisteem, waar die beginsels vir ons gegee het as 'n geskenk, maak jou oë oop. Binne in daai konteks van energie, is daar samewerking, daar is innovasie, en daar's aanpasbaarheid. En die plek gee dit vir jou. Jy hoef dit nie uit te dink nie. Maak net jou oë oop. En jy kan nie meer uit die denke van die vorige revolusie industrieel alleen vorentoe gaan in sinvol in hierdie wêreld nie. Daai wêreld is verby. Moenie bang wees nie. Maar maak jou oë oop en verstaan dat die sukses wat jy baie keer nie kry nie, is die gekombineerde impak van die afwesigheid van al daai goed. Of nee, die feit dat dit daar is, ekskuus. Maar as jy dit kan bestuur, as jy goed raak daar, het jy 'n kans. Maar ek het reeds vir jou gesê, jy kan dit nie op jou eie doen nie. Ek het vir so lank in my lewe gedink, ek is op my eie die beste. En toe hardloop ek in die mure vas. En elke storie wat ek beleef het, daai survival storie, het 'n fundamentele verandering in my lewe gebring. En ek het daar begin verstaan, as ek nie kan leer om te gee nie, is ek nie in die spel van lewe nie. Het was 'n goeie dag by die dam, ek het daai middag saam met hom na die kaai toe gestap, hy was doodmoeg. Hy is so 6-7 weke. Kan jy afsluit, begin net afsluit asseblief. Ons Ja, het 'n tydskedule, dankie. Ek is by die laaste een. Daai stap kaai toe. En toe ons onderkom, toe staan daar 'n wat sê die goed? Het so vinnig ry op die water. Jetski. Hy sê kom ons ry hierdie ding. En hy is so 6-7 weke na dit dood, hy's net vel en been. Ek dog hy wil die jetski steel, want as jy weet jy gaan dood, dan steel jy mos nou maklike aanhou se. Julle verstaan? Jy gaan mos nou nie in die moeilikheid wees as jy die jetski steel nie, of gaan jy? Gaan jy jou toesluit? Ek sê nee, ons kan nie hierdie ding vat nie. Dis nie jou jetski nie. Hy sê nee, dit is myne. Dis nou syne. Ek sê maar ek kan hom nie ry nie. Hy sê nee, hy sal hom ry. Ek sê nee, jy kan nie ry nie, kyk hoe lyk jy. En so klim ons op die jetski, hy is voor, ek is agter en hy's met spoed daar in die dam in. Stil dag. En hy ry na die damwal toe en hy draai om en hy ry na die ander kant van die Hartbeespoortdam, as jy daar oorgery daar, so 'n lang brug met sulke groot pilare daar na Magaliesburg se kant toe. En hy jaag met 110 km/h, ek loer hier oor sy skouer, jaag hy op daai pilare af. En die gedagte kom by my op, dat hy my gaan saamvat, dat hy ons gaan uithaal, en dat hy my gaan saamvat. Ek meen, as jy weet jy's op pad uit, jy weet jy's in die laaste weke van jou lewe, jy het jou beste peld saam met jou op 'n jetski, hoekom vat jy hom nie sommer met jou saam deur nie, verstaan julle? En ek het hierdie effense beangstigheid in my, en ons draai net voor die pilare, ons ry terug, ons stop op die kaai, ek klim af, ek sluit af, en toe hy so bietjie wegstap, toe sê ek vir hom, Jesus Diedericks, wat jaag jy so, sal ons al twee verongeluk. En toe draai hy om, en hy sê vir my, Callie, ek kan nie meer die woonstel se trappe klim nie, dis een stelletjie trappe. Ek moet halfpad rus, ek kan nie meer nie. Maar ek kan nog 'n jetski ry en jou bang maak. En jy wat vandag hier na my sit en luister, kan jy nog? Wil jy nog? Wat is daar wat jou keer om te word anders, beter? Wat is daar om van hierdie goed wat ons nou oor gepraat het te vat en dan met 'n hardloop? Kan jy nog? En dit is wat my lewe verander het, baie jare terug. Baie dankie vir die geleentheid. Dankie.